Baie hartlik welkom by hierdie geleentheid. Wat 'n voorreg om saam met jou rondom die Here se woord stil te raak. Vandag rondom die tema aanlyn boodskappe teenoor eredienste. En wil ek net vir jou sê dat in die Bybelse tyd was daar nie aanlyn boodskappe nie. Daarom praat of spreek die Bybel hom nie direk uit teenoor aanlyn boodskappe nie. Maar in die Bybel is daar baie spesifieke beginsels wat die Here vir ons neergelê het rondom die verstaan van sy kerk of die samekoms van gelowiges. En daarom gaan ek die tema inrig as 'n tematiese boodskap waar ons na die riglyne gaan kyk en dit vir ons baie duidelike leiding gaan gee ten opsigte van hierdie onderwerp. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U te kan aanspreek as onse Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons die voorreg het om deur U seun Jesus in 'n verhouding met U te staan. Dankie dat ons teenoor mekaar kan bely, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. U lei my na groen weivelde en bring my by waters waar daar vrede is. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want in U hande is ek veilig. Mag elkeen van ons, ook in hierdie oomblikke, iets ervaar van die groen weivelde en die waters van rus en vrede. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek wil graag die tema inlei deur iets wat Frans Nolte onlangs op die sosiale media gesê het. Hy begin deur te sê aanlyn kerk is soos aanlyn gym. Jy kyk, maar jy sweet nie. Ek het die afgelope tyd by 'n hele paar lidmate gekom wat op 'n stadium baie betrokke was by ons gemeente. En dan het ek vir hulle gesê, ek mis julle by die samekoms van gelowiges. En baie gerieflik het hulle vir my geantwoord, ons is nog steeds aanlyn. So ons is nog lidmate van dieselfde gemeente. Kom ons wees eerlik met mekaar. As kyk genoeg was, dan het almal wat op die sosiale media na MasterChef gekyk het, dan was almal van hulle vandag top chefs. Dan was almal wat rugby kyk op die televisie, vandag Springbok rugby spelers. Maar ons weet, dit is nie die geval nie. Aanlyn kyk bou nie jou geestelike spiere nie. Soos wanneer jy aktief by die gemeenskap van gelowiges inskakel en saam sweet en oefen en saam groei na geestelike volwassenheid toe. Daar is verseker voordele daarin om aanlyn te wees. Ek weet dat daar mense in my gemeente is wat sê die aanlyn boodskap is vir hulle baie belangrik, veral wanneer dit voor die erediens uitgesaai word, want dit help vir hulle om voor te berei vir die erediens, sodat hulle nie eers daar die eerste keer die boodskap hoor nie. 'n Ander voordeel van aanlyn wees, as ons gaan kyk na die beginsel van Handelinge 13 vers 49, as ook Matteus 28 vers 19, waar Jesus gesê het, gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels, sien ons dat aanlyn wees die evangelie van Jesus Christus baie vinnig deur die res van die wêreld help versprei. Veral in lande waar die evangelie van Jesus verbode is, soos in lande soos Saudi-Arabië en Midde-Oosterse lande, het mense vir die eerste keer die geleentheid gekry, sê Hugo Wolmerans, wat een van ons gemeente sendelinge is, en in die islamwêreld op die media uitsaai,
om die evangelie van Jesus te hoor en vertel Hugo vir ons van die pragtigste verhale van hoe die Here God deur aanlyn wees in mense se harte werk en mense wat hom nie geken het nie ontmoet. 'n Ander voordeel van aanlyn wees, as ons kyk na Jesaja 35 vers 3 tot 4, dan sê die woord vir ons daar dat ons moet omsien na die siekes en die swakkes. En daar is baie lidmate wat ernstig siek is en nie meer fisies die samekomste van die gemeente kan bywoon nie. Daar is baie ouer mense, veral in ons aftreeoorde in die dorp en in ouetehuise, wat nie meer kan kerk toe kom nie weens verskillende omstandighede. En hulle kry die geleentheid om saam met ons te deel in die evangelie. Dan sê Romeine 10 vers 17 vir ons hoe belangrik dit is dat geloof in die Here Jesus kom deur die aanhoor van die woord. En so kom daar baie gelowiges na Jesus toe, juis as gevolg van hierdie medium. Maar dan wil ek ook 'n bietjie gaan fokus op hoekom dit so belangrik is om eredienste by te woon. En gee die Bybel vir ons 'n hele paar riglyne. Ek dink in die eerste plek in Hebreërs 10 vers 24 en 25 waar die Here vir ons sê, laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate die oordeelsdag van die Here Jesus naderkom. 'n Geweldige belangrike beginsel. As ons gaan kyk na hierdie teksgedeelte, dan is die gemeenskap van gelowiges, die aktiewe betrokkenheid by die gemeenskap van gelowiges, is definitief 'n opdrag van die Here God aan al sy kinders. Daarom moet ons mooi nadink as ons die middele het en die voorreg het om aktief na erediens toe te kan gaan op 'n gereelde basis, dat ons dit sal doen, omdat dit is wat die Here vir sy kerk beplan. Die naam Ekklesia, wat in Grieks beteken saamgeroepenis, dat ons saam die Here sal dien en sy opdragte sal uitvoer. Dit is nie 'n passiewe opdrag nie, maar 'n aktiewe opdrag. Die Here het nie van sy kinders verwag om hom in afsondering op hulle eie in 'n klein hoekie te dien nie, maar so ver moontlik saam met medegelowiges. En dit bring my by die volgende teksgedeelte en dit is die bekende 1 Korintiërs 12 waar die Here baie spesifiek met ons praat oor die liggaam van die Here Jesus Christus, dat sy kerk soos 'n liggaam is wat uit verskillende ledemate bestaan en dat die verskillende ledemate nie op hulle eie kan funksioneer nie, maar as 'n eenheid moet funksioneer. Ek lees onder andere vir julle vanaf vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee. Nie om jou self op te hef nie, maar tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan die ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee die krag om wonders te doen en aan 'n ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe van ongewone tale of klanke en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. En dan net in die volgende paar verse vanaf vers 12, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en net soos die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm,
So is dit ook met die kerk, die liggaam van Jesus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie lede. As die voet byvoorbeeld sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, het ek nie deel aan die liggaam nie, hou hy nie op om die rede tog deel van die liggaam te wees nie. As die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. Doeteenvoudig, as die duim een kant op sy eie lê, dan is hy nie meer deel van die liggaam nie. En ek dink altyd aan die pragtige beeld van 'n braaivleisvuur. As jy een koeltjie tussen die warm gloeiende kole uithaal en daar een kant op die gras gaan sit, dan binne 'n paar minute is daardie koeltjie dood en yskoud. As jy daai dooie koeltjie terugvat en weer tussen die gloeiende kole gaan neersit, is dit net 'n rukkie, dan is hy ook weer 'n gloeiende kool. En dit is presies dieselfde wat gebeur wanneer jy passief by die gemeente wil betrokke wees in plaas van aktief. Daarom is dit vir ons absoluut nutteloos om die wonderlike gawes van die Gees van God te hê en dit nie saam met medegelowiges te oefen nie. Dit is amper soos as een persoon in 'n sportspan nie sy kant bring nie, dan ly die res van die span daaronder. En so is dit ook in die liggaam van die Here Jesus Christus. Die derde beginsel vind ons in Handelinge 2, vers 42 tot en met vers 47. Ook 'n baie bekende beginsel wat ek en jy baie goed sal erken. In hierdie gedeelte staan die volgende. Dit vind plaas met die eerste bekeerdes net na Petrus se Pinkster toespraak, waar meer as 3000 mense hulle lewens vir die Here Jesus gegee het. 'n Geweldige groot wonderwerk wat plaasvind met die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Let bietjie daarop dat die eerste gemeente het saam hulle geloof beoefen en nie afsonderlik van mekaar nie. Vers 43, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in eenvoud saam geëet en saam die Here geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en daarom het die Here elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek hoor dikwels dat mense wat vir 'n tyd lank passief geraak het in hulle gemeente, op 'n stadium genadiglik deur die Heilige Gees oortuig word om terug te kom. En ek vra graag vir hulle, hoekom het jy teruggekom? Weet jy wat antwoord hulle vir my? Ek het koinonia gemis. Dis alles goed en wel om aanlyn die evangelie te hoor, maar jy ervaar nie die gemeenskap van gelowiges, soos wanneer jy aktief by die gemeente betrokke is nie. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Op 'n ander plek sê die skrif vir ons, as een lid in die liggaam ly, dan ly almal saam. As ons dit nie saam doen nie, hoe moeilik gaan dit nie vir ons wees om ons geloof op 'n eiland situasie stoksiel alleen te beoefen nie. En dit bring my by die vierde baie belangrike beginsel, en dit is 1 Korinte 11
waar die Here vir ons die volgende sê, met die instelling van die sakrament van die nagmaal. Ek het van die Here ontvang, vers 23, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit en elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Die instelling van die sakramente het Jesus nie met individue gedoen nie. Hy het dit met sy 12 disippels gedoen. Daarom, ons weet dat die sakramente is 'n simbool om ons geloof te versterk in die Here Jesus Christus. En was dit die Here se oorspronklike bedoeling dat ons saam die sakramente sal gebruik en sodoende mekaar se geloof sal versterk. Dit is 'n fisiese handeling wat die Here Jesus uitgevoer het binne die konteks van 'n hele paar gelowiges wat saamkom. En dit bring my by die 5de en laaste baie belangrike riglyn wat ons in die Here se woord vind, en dit is in Efesiërs 5 vers 19, naamlik lof en aanbidding. En dan staan hier, sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here en dank die Here God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis baie moeilik om lof en aanbidding. Jy kan dit wel deur middel van geestelike liedere in jou binnekamer doen, maar dit is net soveel makliker en lekkerder om saam met die gemeenskap van gelowiges wat dieselfde Here aanbid as ek en jy, om dit saam met hulle te doen. Ek het onlangs bietjie gaan kyk op die sosiale media, was daar 'n gesprek rondom een vraag, en dit is, wat laat jou tuis voel in die kerk? En mense het verskillende opmerkings gemaak, positiewe opmerkings, maar ook baie negatiewe opmerkings teenoor die kerk van die Here Jesus Christus. Maar as ek al die dinge saamvat, dan wil ek dit saamvat in die volgende paar punte, wat mense gesê het, wat laat hulle tuis voel binne in die gemeenskap van gelowiges. Die eerste ding wat hulle gesê het, skrifgefundeerde prediking. Mense wil die Here se woord hoor praat. Die tweede ding wat hulle gesê het, 'n ervaring van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En daar het dit uitgekom dat getuienisse van mense wat 'n besondere belewenis met die Here gemaak het, onder andere help om daardie atmosfeer te skep. Verder het mense gesê koinonia, die gemeenskap van gelowiges, maak dit vir hulle die moeite werd om kerk toe te gaan. Ander het gesê die belangrikheid van lofprysing en aanbidding om 'n atmosfeer te skep van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dan is daar mense wat gesê het gasvryheid. Dis lekker om by 'n gemeente se voordeure in te stap as daar warmte en liefde, gasvryheid is. En dan ook baie belangrik, voel mense tuis in 'n gemeente waar die lidmate van daardie gemeente gemeenskapsbetrokkenheid het, waar hulle uit die kerkgebou uit 'n gesamentlike doel het om die gemeenskap te gaan bedien, as ook getuienis teenoor ongereddenes, wat nog nie die Here Jesus ken en dalk nog nie die evangelie gehoor het nie. Daarom wil ek graag afsluit en saamvat in die volgende woorde. Aanlyn dienste is afstandsdeelname of passiewe deelname, behalwe as jy baie goeie verskoning het. Eredienste
is aktiewe betrokkenheid, fisiese bywoning saam met die volle gemeente en gemeenskap van gelowiges ervaring. Dan aanlyn dienste is voorwaar 'n seën en 'n hulpmiddel, soos wat ons in die begin gehoor het. Eredienste is egter Vader se primêre bedoeling, die samekoms van gelowiges. Aanlyn dienste voeg by, maar kan nie eredienste vervang nie. Die woord van die Here kan stream na aanlyn dienste, maar die gemeente leef en aanbid saam. Mag die Here vir jou en vir my opnuut opgewondenheid gee oor die wonderlike voorreg en vryheid wat ek en jy het om op 'n Sondagoggend en ook in die week die samekomste van die gemeente op te soek. En dit gee vir ons spiere, geestelike spiere, om werklik sy doel met sy kerk op aarde te bereik. Ja, die kerk van die Here Jesus maak baie foute en het in die verlede baie foute gemaak. En ek is die eerste een om dit te erken. Maar nog steeds gebruik die Here die onvolmaakte kerk, en die kerk is ek en jy, en ons leef in 'n gebroke werklikheid en gaan foute maak. Maar tog gebruik die Here vir my en vir jou as sy kerk om die wêreld voor te berei vir Jesus se koms. En dit maak my opgewonde. Amen.